Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding. Okay, so mense, dis die eerste episode van Praat Karre. En die gas wat ek vandag het is iemand wat nie onbekend is nie. Sy is op Suidooster en sy is Susie. Dis natuurlik Natasha van der Merwe. Aangename kennis, Gershie. Hoe gaan dit? Nee, dit gaan lekker, dankie. Ek kan sien. Dis awesome om hier te wees en vir die heel eerste episode. Baie dankie. Ek is so bly jy kan my eerste gas wees vir Praat Karre. Want ek het na jou gekyk, jou profiel op sosiale media en so aan en ek gedink hierdie vroumens moet interessante stories hê van karre. Weet jy, as jy nou vir my net so vinnig gevra het, sou ek dink, ag nee, wat, ek het geen interessante stories nie, maar nou dat ek daaraan dink, ja, daar is 'n paar. Sien nou, dis die hele ding oor karre. Almal op een of ander stadium het 'n storie. Inderdaad. Of met hulle gebeur het, of wat met iemand wat hulle ken gebeur het, of wat ook al. Maar almal het 'n interessante storie oor karre Ja, in hulle geskiedenis. Ja. Vandat jy kon leer ry, tot jou lisensie, tot jou eerste kar, tot miskien 'n ongeluk of jou droomkar, enige van daai. Ja, ek het nog nie my droomkar nie. Is dit? Ek werk daarop. Okay. Ek's bly, dis goed. Range Rover Sport, maar Beautiful. Jou droomkar, Range Rover. ja, Range Rover Sport en luister, ek dink net Doen dit iets aan jou? ja, van kleins af het ek dit gelove. Dit was altyd scrapbooking was 'n ding toe ek nou klein was, of as jy 'n projek gedoen het op skool, was dit altyd 'n kwessie van jy het magazines gebruik om prentjies uit te knip en jy weet daai hele storie. En ek onthou, ek sal nooit vergeet nie, ek was so groot aanhanger van Prinses Diana en tot vandag toe het sy so groot impak in my lewe gehad en veral met haar liefdadigheidswerk en alles wat sy gedoen het in die gemeenskappe en oral in die wêreld. Maar ek dink vir my ja, die een ding wat ek altyd opgetel het was in daai tyd was altyd Range Rovers en vir een of ander rede het ek net verlief geraak op die kar en toe ek Londen toe gegaan het, jy moet my foto's sien. Al wat jy sien op elke tweede straat is 'n Range Rover. Daar's al die goed wat hier in my foto's lê en dan elke tweede foto is 'n Range Rover van iewers in 'n straat iewers in Londen. Maar dit is snaaks genoeg dat jy dit noem. Kyk, Range Rovers mos natuurlik dis 'n Britse soort van merk, maar ook die Royal familie. Ja. Hulle, ek dink was geborg ook deur Range Rover. So as jy kyk na die foto's van die koningin en so aan, of video's van haar daai tyd, van die eerste generasie Range Rover het hulle gery. Absoluut. Ja. En dis natuurlik iets wat baie klassiek is en ook iets wat kragtig is. Jy weet, dis 'n statussimbool. Absoluut. Daai tipe van ding. En ek dink dit is so interessant want jy sê nou weer oor stories en almal het 'n kar storie. En ek is mal oor karre. Ek het altyd so klein was het ek Formula 1 met my pa gekyk op Sondag. Love it. Ek het daar begin gekyk en die einde en so tussen het ek baie keer aan die slaap geraak, jy weet, middagslaapie daar op 'n Sondag. Natuurlik, dis mos hoe dit was. Ja, maar ek dink vir my dit is ook dit was 'n TV3 gewees. Voor nee, voor die Mnet en al daai dinge. En ek dink dit is 'n highlight vir my as ek dink aan karre, maar ook ek het nie video games gespeel as 'n kind nie. Ek het dit glad nie geniet nie. Ek was ook nie 'n moerse cartoon animation persoon nie. Mense het altyd gesê, "Did you watch cartoons this morning voor skool?" En ek dink, "Nee, ek het nou nie dit gedoen nie." Maar wel een ding wat ek gelove het was om ek weet nie wat dit was nie. Ja. Die naam van die program nie, maar dit was karretjies, jy weet. Jy ry karre, soos dat ons Need for Speed nou. Okay. Maar like video games met karre. So is dit daai tipe TV games basies? Ja, maar dit was die ene met die dingetjie wat jy so insit. Ja, die cartridges wat jy ja, een van daai. En dan is dit maar daai karretjies kan net regs en links gaan en miskien oor ietsie so. Van wat jy praat. En dit vir my was waar my liefde vir karre en vinnig ry ingekom het. Tot my pa se dis my vandag toe nog, maar hier is ons. Kom ons begin by die begin. Okay. Hoe oud was jy toe jy jou lisensie gekry het? Ek was 18. 18. So ja. In Augustus ek het 18 geword in Augustus en ek het in die September my lisensie gekry. Okay, so onmiddellik
O ja, Klaar ja, gekry. ja, Miss Independent ja. Loved it, Ja. loved it. En wat was jou eerste kar geweest? Nog 'n interessante storie. Ek sal nooit vergeet nie my pa het vir my gesê die een aand ons gaan uit vir aandete, al drie van my ma, my boetie en ek, ons verjaarsdag is almal in 'n 3 weke tydperk. So ons het So nou dis goeie uitgegaan. beplanning geweest. Ja, I mean, ja, as jy so aan daaraan dink of nie great op die financial front as jy Spectrum, ja. ja. Maar anyways, ons gaan uit vir aandete om ons verjaarsdag te vier. En ons gaan Cape Town Fish Market toe en ek sal dit nooit vergeet nie. Ons eet sushi Ja. en vir een of ander rede kry my pa hierdie bevlieging om vir my te sê, "Tash, hy wou eintlik al reeds die kar vir my gegee het. Ek het nou Okay, nie ek geweet sien. nie. Yes. Maar vir my 19de verjaarsdag het hy vir my gesê, "As jy hierdie hele ding wasabi insluk, sal ek vir jou 'n kar koop." Dis En nie, toe sê ek moet nee, jou maar- pa ontmoet. Dis vrek Nee, snaaks. luister, en ek dink vir myself, okay, ek sal dit doen. En wraggies, ek het daai hele ding gesluk. En toe sê ek vir my pa, okay, luister, verjaarsdag is amper om die draai hierso. Ek is gereed Wat om my kan ek kar. kry? Hy het my sê, nee, ek het vir jou gesê jy moet die ding sluk en dan gaan vir jou kar koop, maar ek het nie vir jou gesê wanneer nie. Toe besef ek nee, ek het nog negotiating besigheidsskills nodig in my lewe. Ek het net 'n kar gesien en gedink, sluk daai ding. Ja. Maar nee, ek het toevallig daai tyd my heel eerste kar, ek het dit gekry nou vir my Okay. verjaarsdag en dit was 'n Toyota Tazz, klein 'n silwer ene. starter pack, 'n TT. It was my little silver bullet. Maar weet jy nie, dis die ding met jou eerste kar. Kyk, hulle sê ons maar dis 'n basiese kar. Hy moet net Absoluut. jou van A tot B vat en daai Ja. lig op petrol wees daai. Mm. Maar daai Toyota Tazz is in daai tyd was so populêr geweest. Amper almal Ja. het of 'n City Golf of 'n Toyota Toyota Tazz Tazz, gehad. ja, absoluut. En hy het vir jou absoluut. oral gevat. En luister, tot vandag toe, jy weet, Toyota is 'n world renowned brand in terme van jou resale value En so the en reliability kwaliteit, ook. Reliability, Yes, ja, ja. 100%. So ons het toevallig nou, ek het in Joburg gebly en weer nog 'n kar storie. My ouers ry die kar op vir my. Ek het nou klaar gemaak met 'n kontrak hierso Okay. met Mamma Mia. Toe moes ek opvlieg. Aha. Want ons het 'n bietjie van 'n quick turnaround gehad. So my ouers het Okay. gesê, ons sal jou kar opry, familie sien en dan weer terugvlieg. Yes. Wraggies, hulle kom daar aan, hulle parkeer daai kar in my woonstel se parkeerarea Ja. agter 'n gated ding en Ja. alles, sekuriteit. En die volgende, hulle is nou weg daai aand en die tweede aand parkeer ek weer daar na werk. En wraggies, volgende oggend staan ek op. Waar's jou kar? Hoekom het jy nie in die kar? Ek het met my niggie gebly. Waar's jou kar? Ek sê nee, dis in die parkeer by ding, Ja. jy weet. Nee, dis nie daar nie. Ek sê ek het dit daar gisteraand parkeer. Wraggies stap ek uit, my heel eerste kar is nou gesteel. Wat? Toe sê my pa, my eerste kar was ook gesteel. Welcome to adulthood. Nou is jy op jou eie. Wow. Nee, wat man. Wat 'n begin vir volwassenheid. Ja, so daar was my eerste kar gesteel, net so, tjoef. En toe sê die versekeringsman vir my, wat se kar gaan jy nou kry? Toe sê ek, wel, ek kyk weer na Toyota of Ja. sê okay, maar hier gaan jou premiums gaan so wees as jy 'n Toyota of 'n Volkswagen ry. En dit is toe dink ek, nee, toe het ek 'n Ford gekry en daai Ford het my tot nou toe baie mooi gehou. Is dit? Wat se Ford was dit? Ford geweest? Fiesta Ford Fiesta. Ambiente. Ah, yes. Maar nou het ons dit onlangs eintlik verkoop en sy's weg. En ek sit nou met 'n beautiful Toyota Starlet Cross. Lovely. Baie nice kar, En baie, weet jy baie. daai karretjies is lekker lig op petrol. Mm. Wat ek dink obviously in vandag se tyd is dit baie belangrik. Absoluut. I mean tot nou toe het ek gery en bestuur rondom die Kaap met my vensters oop en in neutral van as ek in 'n op 'n kloofnek of 'n ietsie is, ja. daar's ek in student gear. En as ek daai aircon aansit so dan moet ek maar watch vir die petrol hoor. Nou ry ek lekker met my aircon aan. Rustig. En ja, ek moet sê die petrol consumption is ontsettend goed vir daai kar. Maar dis En waarde vir geld. ek is waarde bly vir ek is geld. bly jy het so 'n karretjie hoor, want dis 'n perfekte stadskarretjie. Ja, eintlik. ja. Soos dit van om vir jou hier rond te vat en daai tipe van ding. Daar's niks beter as Ja. enige van daai lekker klein karretjies nie. Ja. En ek moet sê dis amper soos 'n SUV en dit pas my fiets in. Is dit?
ja. Want hierdie op en af van die Ja, hy's mos 'n Sitplek. bietjie hoër as 'n normale sê 'n karretjie. ja, dis Ja. not it's not a hatchback. Yes, It's ja. a It's 'n crossover vehicle. crossover. Yes. Ja, ja. So ek moet sê ek geniet dit verskriklik baie en daar sit ek net die sitplekke neer soos 'n normale mens sonder enige probleme. Hoep, daar's jy baie kind. Baie se in, daar gat ek nie die wiel op en die ding so en die En al ander daai tipe sitplek van vorentoe en die headrest af en die Dit is eintlik gemaklik. Ja. Loved it. So baie gerieflik vir daai tipe dinge. Ja. Fantasties. Okay, so Natasha, ons het nou net 'n lekker chai gehad Yes. en lekker begin klets oor jou motorverhale, as ek dit so kan stel. Ja. En wat ek ook graag by jou wil weet is, jy het nou gesê jou droomkar is 'n Range Rover. Watter kleur wil jy hê? Swart. Swart. Ja, met So 'n tinted lekker. venster. Ek gaan nou hier staan want ek sit so mooi op hierdie wiel, maar ek is nou net so sterk hierso om myself op te hou. Nee, so ek is mal oor 'n Range Rover, maar ek Yes. dink ja, black on black. Black on black. It might even come in with a bit of a matte. Oef, baie sexy. Is 'n wenner. En ja, soos jy sê, dit lyk baie sexy en dis soort van dit lyk aggressief ook. Ja, Jy weet. ja. En dis natuurlik baie vinnig. Dit is. Nou dis bietjie moeilik hier om so rond te ry met 'n vinnige kar, alhoewel ek sê dit nou, dit stop nie die mense 3 uur in die oggend op Presies. high level road nie. Maar ja, ek moet sê vir my ek sal love om so iets te bestuur. Okay, gepraat van vinnig ry, het jy 'n swaar voet? Ek wil sê nee, maar my pa gaan sê jy lieg deur jou tande. Kyk al die speeding fines. Maar ook in my defense kan ek net sê wat het met Kaapstad gebeur. Dis nou letterlik alles wat 60 is moet na 50 te gaan, alles wat 100 is wil hulle 80, 120 is 110. Great julle en ek verstaan like En oor die algemeen, ek gaan ook eerlik vir jou sê, but I mean I'm nou- going in reverse here. maar dis wat ek nou net wil gesê het. Dis so stadig. So stadig. Dit is so stadig. Ek kan nie En daai klein geel dingetjies wat nou opgepop het oral. Luister, ek moet nou 50 minute op my roete daar by sit. Hulle noem hulle mos die geel mambas. So Daai geel mammas is besig. Ek En laat weet. ek vir jou hulle sit sê, hulle oral. ek is nogal baie goed met dit. Ek probeer gaan, okay, if I'm going beach road of I'm Yes. going high level, is dit En vir alle nou beach road, hulle is lief om sommer 'n hele paar van hulle daar te sit. maar daar's baie mense wat ek weet hulle ry nie 50 nie, want ek is op 50 en daai mense is baie vinniger as ek. Definitief. Is wys vir my die taxi wat daai ding betaal en wys vir my ja, give me the proof and I will go pay my fines. Maar Maar jy ek gaan nou vir jou sien, sê daai busse en daai taksies, Hulle worry nie. ek gaan nou vir jou sê Glad nie. En sê gou vir my, okay, jy hou van 'n Range Rover. Is daar enige sportsmotors wat jy van hou? Of is dit meestal net die soort van die groot, die SUV's? jy weet ek dink in jou kop is dit 'n kwessie van ja, daar's karre waarvan jy hou. Dis nie noodwendig ietsie wat jy sal sal Koop koop nie. nie. Alhoewel, ag sure, I mean luister, daar's 'n Porsche is ook hou nice. jy van. Ek het altyd ook ek hou van die Porsche Cayenne. Ek weet daar's ietsie van 'n SUV, maar sit my nou in 'n kleinerige kar of 'n ek weet nie 'n Audi R8 of wat ook al, Iets jy is weet. dit, Ja, dan is dit I mean I'm a need for speed girl. Ek gaan nie lieg nie. Ek het Dis amazing. ja, ek love it, maar ek dink in my kop is dit nie ietsie wat prakties is nie. Ek gaan nie nou vir myself daai tipe kar gaan koop nie. Wel, okay, jy sal miskien daai kar hê en dan nog 'n ander kar. Ek meen of dit sal iets soos lekker wees. Miskien 'n garage met verskillende karre vir verskillende dae. Ek wil nou net gesê het, iets wat soort van jou My pas weekend elke dag. car, Jy my weet, daai hierdie tipe van- kar. Ja, Nee, ek hou dit- daarvan. dit- Die dit kar klink- vir die honde. Dit klink soos 'n plan. Ja, Ek like dit. living large. En gepraat dreaming van big. honde, het jy honde? Wil jy Ek- 'n hond kry? Ek sal love om 'n hond te hê, maar weet jy wat, my lewe is baie Ja. bedrywig en ek dink dit sou onregverdig wees as ek nou 'n dier my kompleks laat dit nie toe nie, so ek sou daar nie eintlik okay. regkom nie. Ek is nou nie don't hate me, ek is nou nie 'n katpersoon nie. Ja. Ek ook nie. En ek is bietjie allergies vir hulle ook. So ek sien, dit gaan nie ek nou sien. werk nie. En ja, almal sê, "No, but you'll get used to it," en jy pas aan en ek weet maar ek gaan nie diere op die oomblik is dit pas net nie in my lifestyle Okay. nie. So Maar nou sien, dit sal as jy nou 'n SUV het, dan sal dit perfek wees want hulle kan dan agterin sit en al daai. So die praktiese maar gedeelte. dit vir my ook is ek love dit, maar dan moet dit net my hondkar wees. Presies. Want ek en 'n stukkie haar en Dis-
nou ek gaan my kar elke dag moet skoonmaak en Okay. I don't know if I've got time for that. So dit moet my kar wees net vir die honde. Okay, jy het gesê vroeër dat jy en jou pa julle het Formule 1 gekyk. Dis reg. Wie is jou gunsteling renjaer? Oh, Is moeilik om te besluit. Ek weet jy wat? Ek was altyd 'n ek het begin met Ferrari toe ek jonk was. En ek was Is dit hoekom is dit Schumacher. ek het nou gepraat. Schumacher dit was 'n ding en dit was cool. En toe vir jare het ek opgehou kyk. Ek was besig met ander. besig en like, dit was nie 'n ding nie. En toe het Yes. ek weer begin kyk and I became such a Red Bull fan en ek was vir Red Bull. En toe het meneer Verstappen daar aangekom en ek was baie gelukkig dat ons gewen het as Yes. Red Bull. Maar ek moet sê Was jy 'n Vettel fan gewees hoor? Sebastian yes, Vettel. yes, yes. Dis yes, natuurlik ja. hoekom wel hulle het begin wen met Ja, Vettel, met hom, ja. Maar ek dink die houding het my bietjie afgesit. I know. En Max jy- Max se houding? Ja, Of- Max, dis- ja. Ek dink aanvanklik, kyk hy was mos maar nou jonk gewees. Ja, So, ek dink ja. daai arrogante kant het 'n bietjie te veel en te sterk deurgekom. Ja. So ek dink baie mense het dit afgesit van hom af. En dis die ding, ek wil nog steeds dit het begin met Red Bull, nie die driver nie, jy weet, maar Presies. vir my is dit 'n kwessie van ja, ek was bietjie en ek moet sê ek is 'n groot Norris fan. So Regtig? ek is met Norris all the way. En weet jy wat, dis die ding, jy wil met iemand bly winning, losing en ek voel 'n bietjie soos 'n traitor wat ek nou gejump het van een tot die ander. Red Bull na McLaren so Ja, een ry ja. na die ander een. Maar I'm now at the moment I'm sticking to Norrie. Good old Okay, Norrie. okay. Ek love Wel, Norris. ek weet nie of jy gesien het kyk hierdie jaar is die regulasies mos nou heeltemal weer anders Ja. as die vorige jaar. Ja. En die toetse en al daai goedes is gedoen. So ek dink hierdie jaar gaan baie interessant wees om te sien watter spanne gaan soort van regtig wys Ja. en Ja. ek dink ook die renjaars gaan ook hierdie jaar getoets wees want dis die regulasies is heeltemal nuut ook. Ja. So ek dink ons is in vir 'n interessante periode in Formule 1. Definitief. Nee, ek sien uit. Ek wil sien wat gaan gebeur. Wat van om Dubai toe te gaan om dit te gaan kyk? Wat van daai? Ag, Wie sal jy dit vra wees? nog. Van hoe laat gaan ons lughawe toe? Kom ons gaan. Staan nee, ek is daar. Ek net gaan my tas gaan pak vinnig. Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a Okay, so Ek wil net my sitplek gordel. Wat 'n lekker woord in Afrikaans, né? Kyk, dis hoekom ek so lief is vir Afrikaans want daar's Sitplek unieke gordel. woorde wat jy net in Afrikaans kry wat net lekker klink. En weet jy wat een is vir my? Kolwyntjie. Kolwyn. Weet jy wat 'n kolwyntjie is? Ek 'n cupcake. presies. 'n little Hulle sê 'n cupcake. kolwyntjie of 'n kollewyntjie. Of 'n kolwyntjie. Maar dit is soos dis mos 'n ek hou van 'n hertsogie. O, hertsogie is lekker. Hertsogie. En die woord belaglik. Ooh. Ag nee, dit is nou belaglik. En weet jy wat die ander een is? Uitmuntend. Ja, die vermetelheid. Ooh, nou praat jy op 'n ander vlak, hoor. Vermetelheid. Ja, Afrikaans is darem 'n mooi taal, weet ja. jy. Dit is 'n mooi taal. En ek dis vir my die ding met Afrikaans is jy kan jou so mooi uitdruk Jy kan. waar jy nie dit kan doen met Engels of enige ander taal. Nee, hulle sê ek lag altyd want as ek Engels praat met iemand is dit een ding, maar hulle weet as ek nou Afrikaans begin praat dan weet jy ek skwaad. Ja. Ag nee man, asseblief, dit is nou belaglik. Hoe kon jy dit nou doen? Ja, Jy weet sulke en nog sê daai tipe ag nee my Maralies. Jy weet, dis net ja, daar's ietsie oor expressive wees in Afrikaans. Ja, so Presies. dit is 'n pragtige taal. Ek sê ek's nie noodwendig Rian Kruiwagen nie, maar ek kan aspireer om so te wees. Inderdaad, ons almal kan. Ja. En ek dink ook dis iets goed om te kan doen. Ja. Om nie totalig te wees, ja, Ja. maar om Afrikaans goed te kan praat, dink ek is Ja. iets mooi. En weet jy wat, ek gaan nou vir jou 'n geheim vertel. Don't judge me. Maar ek is mal om in Afrikaans te lees, okay? Maar nou vra vir my wat te lees Yes. is 'n ander ding. Hierdie romanza novels. Okay. Ek is mal daaroor. Ek is Love it. gek vir hulle. Hulle is maklik en it's such rom-com stories, maar ek Dit voer love jou dit. weg na 'n ander plek. Ja, Jy ek weet- escape heeltemal. Dit is vir my die beste as ek op vakansie is. Ek kan daai Vat 'n boek saam. letterlik, ek kan daai boek in 'n dag en 2 dae klaar maak. Ek Nou, kyk, is ja. mal vir hulle. So Okay. ja. Sê gou vir my, die Tilly die lime green Jeep. Tilly, my baby. soos jy haar vernoem het. Ja. Wat dink jy van haar? Sy's awesome. Luister, 'n Jeep
'n Jeep is altyd 'n swaar kar. Jy weet, ek's nou 'n bietjie bang vir die petrol. Ek weet nie, hierdie een is nou nie so lig soos ander karre op fuel nie. Maar ek love 'n Jeep en daar's ietsie, ek moet sê dis nou jy gaan nou weer lag vir my, maar as ons 4x4 gaan, jy weet, dis lekker, jy doen 'n bietjie van 'n gear change en dit en jy gaan op 'n sandduin op en jy wil nie nou omval nie en so voort. Maar ek het altyd hierdie ding waar ek gevoelens het vir die kar. En ek het so gelag want jy wil hulle seermaak. ek wil nie seermaak en dan sê ek altyd, I feel so bad for the car man. Maar tog is dit gemaak. Ek is jammer, presies. So dan gaan ek, nee, ons moet nou vassit, dan sit ons vas. Of ons dan is dit ook fyn, maar ek moet myself net herinner dat die kar okay is en Presies, ja. Tilly gaan nie seer kry nie. Nee, maar Tilly is gebou, hè. Tilly was gemaak, hy was gemaak of sy was gemaak om vir jou enige plek te vat in die wêreld. Nee, dis soos jy sien, hy was 'n bietjie hoër gemaak. Ja. Die enjin was natuurlik aangewerk. Ja. Daar is verskillende goed wat aan Tilly gedoen was om te verseker dat as jy van die pad af gaan, maak nie saak waar jy gaan nie, jy gaan raai. Absoluut. I mean, daar is knoppies en dinge hierso. Ek voel soos 'n vlieënier. Dis eintlik so 'n cockpit net. Dit is 'n cockpit is. So hierso het ons klomp dinge wat vir my sê grill, amber, a pillar, DRL, rock, air, hood, light bar. So al daai al daai dis die light bar voor en so aan, ja. Okay. En dis natuurlik vir as jy in die nag ry of visibility en daai tipe van ding. Ja nee, jy kan sien daai heavy spotlights gaan opgaan. Presies. En nie net dit nie. Weet jy wat dink ek eintlik ook, nê? Ek dink hierdie tipe voertuie en vroumense gaan so goed saam. O nee, ek sal nie nee sê nie. Verstaan jy? Nee, ek love it. It's very ek is hier. Is intimiderend. Dit Jy is sit ongelooflik. ja. So jy wat hou van SUVs en so. Ja. Jy sit hoog. En dis die ding. Ek like om hoog te sit. Selfs die ander dag ek my ou kar weer gery vinnig. Yes. Vir sy nou verkoop is. Yes. En toe ek in die kar klim sê ek vir my ouers, nee, ek het 'n kussing nodig. Ek sit so laag hier so ek kan niks sien nie. Dis nou as jy gewoond aan weer jou nuwe kar. Ja, nee, ek moet hoog sit. Ja, 100%. Sy's beautiful. Tilly is pragtig en sturdy, strong. Jy kan ook sien met die verskillende detail hierso. Yes. It's not a car wat hierdie ding wat jy vashou hierso met jou hand. Dit is nou, I mean hierdie ding is adjustable. Dit voel asof roll bars en allerlei dinge hierso wat jou gaan. Weet jy wat die goeie ding is van 'n Jeep, right? Alles op die kar is daar vir 'n doel. Ja. Jy sien dis nie net net asof asof is daai ding daar. So hierdie soort van dingetjie hierso, dit is spesifiek vir die petrol. So die hoeveelheid krag wat jy kan kry, jy kan opstel op city mode, jy kan dit sit op performance mode. Okay, so dis daar. Presies. Okay, Soos byvoorbeeld hierdie is 'n V6 natuurlik, right? So hy's redelik kragtig. Ja. Maar jy kan hom daar verstel om 'n bietjie meer ekonomies te wees en al daai tipe van dinge. Fantasties. Okay. Wat perfek is vir die stad ook. Ja, definitief. Want jy gebruik mos maar 'n bietjie meer petrol in die stad. Ja. Oor die algemeen. Absoluut. So as jy nou op die N1 is of op die langpad is mos maar 'n bietjie ligter. Ja. Jy weet. Nee, luister, ek moet sê sy is sy is En hoe klink sy? Oh no. Ja, you know. Very nice. Lovely. All the noise pollution. So ons kan eintlik een vir jou bestel. Is dit wat jy sê? Asseblief, dankie. Okay, is dit uitsorteer. Ja, so ek sal Italy love vir my collection. En ek hou van dat jy gesê het jou collection, want dit beteken dat meer as een. O, definitief. Nee, ek kan nie net met Tilly rondhardloop nie. Sy gaan met rus op daar. En as ek nou nie Atlantis Dunes toe gaan nie of as ek nee. Stunning. Hoe klink dit vir jou? Ja, lekker man, lekker. Smaak my Engels op my tong gepiek. Engel op my tong het lekker, nothing like a G6. G6 op hierdie stadium. Ja, praat jy. Dis hy. I mean in waar ons nou ry is next level mooi. I mean ons bly regtig in een van die mooiste plekke in die wêreld, if not die mooiste plek in die wêreld. Kaapstad met al sy mooiheid. En vir ons wat nou hier bly. Ja. Jy raak nooit moeg van al hierdie plekke. Nee. Soos jy kan elke dag verby die see ry
en jy sal iets nuuts sien of Ja. vind Ja, of iets moois elke liewe dag. absoluut. Dis ook hoekom natuurlik baie mense hiertoe flop. Ja, Hulle kom hiertoe vir alles wat ons hier het. absoluut. Nee, dis beautiful. I mean, luister, die ander dag staan ek in die winkel en ek wag nou om te betaal. Voor my is 'n wie gets die? Okay, en agter my is 'n vanaand gaan wij lekker slaap en as ek dink, ja, is 'n Hollander, die ander een is 'n Duitser. Waar is hy? Want ek het gevoel asof daar was niemand in daai winkel wat Engels gepraat het nie. Soos wat as jy in Behalwe die Europa cashier. is. Ja. Want daar is so baie mense hierso wat net foreigners is en I mean dis wonderlik vir ons ekonomie, maar Natuurlik ja. shit. Maar nou Natasha, ek wil vir jou sê Mm. baie dankie dat jy op Praatkarre gekom het. Dit was verskriklik lekker om met jou te kon gesels het oor al jou karstories. Nee, dankie dat ek hier kon wees. Dankie vir die geleentheid dat ek die tyd saam met jou kon spandeer op die eerste episode van Praatkarre. En ek dink ons gaan sommer nog baie meer maak. Hoor. Absoluut. Ek is game vir dit. 100%. Ja, dit is awesome. So baie dankie. Ek het waardeer en ek en Tilly gaan nou huis toe gaan, okay. Ek weet nie hoe jy by die huis gaan kom nie, maar Dit lyk my ek moet maar 'n Uber kry. dis 'n you problem. Natasha, Tilly, baie dankie. dankie vir jou. Waardeer dit. Selfde.